Hallo, ons gaan nou kyk na die hiperbool en na die invloed van A en Q op my hiperbool. Nou hierdie is die algemene vergelyking wat ons vir die hiperbool gebruik en ons gaan kyk na wat gebeur as ons A verander met my hiperbool en wat gebeur met my Q. So eerstens gaan ons kyk na die A. En hier het ek 'n vergelyking, y is gelyk aan 6 op x en hier het ek 'n vergelyking, y is gelyk aan min 6 op x. Nou ons gaan ons x-waardes insit en dan gaan ons y-waardes bereken, dieselfde hierso. En ek gaan van min 3, min 2, min 1, 1, 2 en 3 gebruik. Die rede hoekom ek dit doen, is omdat ons het in die vorige video gesien, dat as ons 0 in x se waarde in vervang, 6 gedeel deur 0 is ongedefinieerd. So ons het nie 'n waarde vir die y-waarde as x 0 is nie, want dit is ongedefinieerd. En ons gaan dieselfde doen vir hierdie ene. Kom ons werk gou die y-waardes van elke grafiek uit. Eerstens kyk ons na die eerste grafiek en ons werk die y-waardes uit. Daar is hy. Kom ons skets gou hierdie grafiek, die eerste ene. Kom ons skuif nou net hierdie bietjie een kant toe, laat ons nou mooi kan sien. Ons sit hom net mooi daar. En ons sal sien met hierdie hiperbool, is dat hy in die eerste kwadrant is. Hierdie is die eerste, daar is die tweede, die derde en die vierde kwadrant. So dis in die eerste en in die derde kwadrant, as hy positief is, as my A-waarde positief is. Nou kom ons vervang gou ons tweede enetjie in. Daar het ons nou die y-waardes vir hulle bereken, onthou die boonste is die x-waardes en die onderste is die y-waardes, en kom ons teken hom gou, onthou jy gaan jou punte stip, jou koördinate, en dan gaan jy hom kan volg. Nou sal jy sien, toe ons hom geteken het, lê hy omtrent die spieelbeeld om die x-as. Is die waarde nou waar die eerste een in die eerste en in die derde kwadrant lê die tweede een wat 'n negatiewe in sy A-waarde het, in die tweede en in die vierde kwadrant. Onthou, ons sou ons punte stip om die waardes van, of om die kurwe van ons hiperbool te kry. Maar hierdie is die algemene vorm van die hiperbool. Of hy is in die eerste kwadrant, of hy is in die eerste en die derde kwadrant, of hy is in die tweede en in die vierde kwadrant. So daarmee kan ons sê, as A groter is as 0, dan gaan ek sommer gou 'n klein assestelsel hier trek, dan is hy in die eerste kwadrant en in die derde kwadrant. En as A kleiner is as 0, dan is hy in die tweede kwadrant en in die vierde kwadrant. Kom ons kyk nou na die invloed van Q. Nou hier het ons weer eens twee vergelykings van ons hiperbool en jy sal sien hy lyk soos die eerste ene, behalwe ons het nou plus 3 bygesit by die eerste een en min 2 by die tweede ene. En so ons kyk nou na die invloed van Q. Hier is Q positief plus 3 en hier is Q negatief plus 2. So kom ons vul gou in. As ons nou die y-waardes uitwerk, 6 gedeel deur min 3 is min 2 plus 3 gaan vir my 1 gee. 6 gedeel deur min 2 is min 3 en min 3 plus 3 is 0. En dan 6 gedeel deur min 1 is min 6 plus 3 is min 3. En dan 6 gedeel deur 1 is 6 plus 3 is 9. En dan 6 gedeel deur 2 is 3 plus 3 is 6. Dan is 6 gedeel deur 3 is 2 en 2 plus 3 is dan 5. Goed, kom ons skets gou hierdie op ons assestelsel. Goed, as ek nou my punte insit en dan kan ek my algemene vorm kry, maar nou het 'n interessante ding gebeur. En kom ons kyk gou eers na die oorspronklike y is gelyk aan 6 op x grafiek. Hier is hy. Ons sal sien met ons oorspronklike grafiek het geneig na die x-as toe en na die y-as toe.
En nou, toe ons plus 3 bysit, toe skuif ons grafiek 3 plekke op. Nou kan jy sien, neig hy na 3 toe. En hierso neig hy ook na 3 toe vanaf die onderkant af. En nog steeds neig albei my hiperbole na die y-as toe. Dit is waar x 0 is. Onthou, as x 0 is, sal enige hiperbool ongedefinieerd wees en dan neig hy op na die y-as toe en hierso gaan hy af en neig hy na die y-as toe. So ons sal sien die invloed van kie op my oorspronklike na 'n plus 3 toe, het my hiperbool 3 eenhede opgeskuif. En so sal jy sien, waar hy voorheen was dit x2 en die y-waarde 3, het hy nou 3 plekke opgeskuif, my x-waarde nog steeds 2, nou is die y-waarde 6. En so ook het hy hier opgeskuif, vanaf min 3 en min 2, het hy nou opgeskuif na min 3 en 1 toe, 3 plekke op. Kom ons kyk gou na ons tweede ene, dit is nou waar die kie-waarde 'n negatief het. Kom ons kyk wat is die invloed op ons hiperbool dan. Daar het ons die x-waardes in vervang om hulle y-waardes te kry. Kom ons skets gou ons grafiek. Hier is hy nou geskets. En nou sal jy sien, vanaf my oorspronklike skets, wat daar is, het hy 2 plekke afgeskuif. Hier is nou my skets, waar hy om die x-as geneig het, neig hy nou 2 plekke af. By min 2 neig hy nou na 0 toe, van hierdie kant af en ook van daai kant af, by min 2. So, ons sal sien, die invloed van kie, as hy positief is, skuif my oorspronklike hiperbool op met die hoeveelheid eenhede wat hy plus, en as hy negatief is, skuif hy my oorspronklike hiperbool die hoeveelheid eenhede af, waarmee hy verander het. So, daarmee kan ons sê, dat as kie groter is as 0, dan skuif my grafiek op met kie eenhede, nee. En as kie kleiner is as 0, skuif hy my hiperbool af met daai kie eenhede wat hy het.